Luister dan saam met my na 1 Samuel 13. Kan almal my hoor vanmôre? 1 Samuel 13, kan julle my hoor? Is ek duidelik? Jy weet as ek die mic afsit, gaan ek ook duidelik wees, hoor. Ek doen dit maar net vir die recording se onthaalwe. Halleluja, dat ek net hier, hy vang my asem op vanmôre. Ja, dit is beter. Is dit beter? Dis sag. Is dit nou beter? Perfect, okay. Kan almal my hoor? As ek hier sê amen, kan julle agter my hoor? Goed, ek sal probeer nie om sag te praat nie. Wel julle na 1 Samuel 13 toe blaai vanmôre, wil ek 'n kort getuienis met julle deel. Ek en my vrou klim 2 weke terug, die donderdag klim ons die bus, en ons is op pad Kaap toe. En man, het ons op die bus 'n baie interessante belewenis gehad. Maar dis 'n belewenis waar die vleeslike kant wil uitklim en die geestelike kant bly by die huis. Nee? Maar ek en sy sit op die bus en is op daai tyd wat my vrou ook sê het dis amper soos 'n asmatiese ding gegaan en sy raak toe benoud want dit reën toe die dag. En min wetende, dieselfde dag is daar oorspoeling by Pick n Pay Hyper en ons het dit glad nie geweet, so dank die Here ons was veilig. Maar ons reën en ons ry op pad Wonderland stad toe en ry ons met 'n dubbeldekker bus en ons sit toe bo. En al wat werk is die venstertjie, so klein venstertjie. Dis al wat kan oopmaak. Die lugverkoeling of so is nie aan nie. En hier begin my vrou benoud raak. Nadat is op haar foon en sy bel. Bel sy sommer die call center van die bus. Sy sê luister, sê vir daai drywer hy moet die goed aansit, dis om benoud te raak. Ons moes seker 3 keer bel. En hulle sit aan. Ag, dit lekker, prys die Here, ons het ons lugverstelsel, ons kan aanhou ry, ons ry lekker tot om op so eentjie nader. Begin nou die mense in die bus ook koud kry. En hulle gaan af na die drywer toe en hulle sê vir die drywer, ja, hulle moet dit afsit, want hoekom moet hulle suffer as gevolg van 2 mense? Nietemin, die vleeslike kant is nog kwai betaam in homself, jy weet. Maar wat toe gebeur, en dis wat ek vir my wat so wonderlik is van die Here se genade, die mense wat toe gaan kla het, kom toe terug, en hulle begin my en my vrou mok. En hulle sal verby ons loop, en hulle sê, want hulle het my vrou gesien swak asemhaal. En hoe meer hulle dit doen, hoe meer begin hierdie man kook. Nee, hy wil hom gryp. En sy sê vir my, los hom. En sy sê, sy het klaar gebid, die Here sal dit uitsort. En net so rukkie daarna raak ek rustig en die Here sê vir my, elke een wat sy mond in hierdie bus oor jou oopmaak, sal verstom wees tot op die einde van jou reis. Hulle sal nie praat nie. En dit was ook nie 'n halfuur daarna nie, toe hulle choop staan. Ons besef dit nie dadelik nie. So rukkie na het ons want ons sit en gesels, ons lag kliphard, ons gee mos nie om nie, ons is kinders van die Here. En ons sê dit vir mekaar, maar besef ons hulle is stil. En ons draai om en ons sê maar almal is stil. Hulle is op hulle fone en niks gepraat nie. En ek sê vir want iewes skielik kan jy trek die bus so van die pad af. Nou as julle weet jy met 'n bus gery, hulle mag nie van die pad af trek nie. Nee, en iewes skielik trek die bus van die pad af. En as hoor die deure gaan oop. En gaan die deure weer toe. En ons sê toe okay, daar het hulle seker maar drywers gery of iets. Ons weet nie wat was fout nie, maar iewes skielik net voor dit sê die Here vir my, as die bus stop, gaan die lugverkoeling aangesit word. Julle gaan okay wees. Ons is skaars weg. Toe sit die busrywer die lugverkoeling aan. En daar openbaar die Here aan ons dat ewen in 'n bus, 'n publieke bus, sal sy kinders nie ek raak baie bewus ek waaroor praat, maar sal ons nie verskaamd staan nie. Omdat ons geglo het ons koning sal vir ons deurkom, het hy vir ons deurgekom. En die hele tyd tot en met 'n woester was daai lugverkoeling aan. En toe die mense afklim, toe skuif die mense sommer wat agter ons sit sommer na 'n ander sitplek toe ook. Tot in die parel. Dis hoe goed die Here vir ons was. Amen. Ons moes deur die situasie gaan en die emosie beleef om die vrug daarvan te pluk. Amen. Halleluja. So net om julle dag bietjie te maak, die Here was reg goed vir ons gewees. Is almal daar by 1 Samuel 13 vanmôre?
Dis nie, jy het nie jou Bybel uit nie, dit is die amen. 1 Samuel 13 vers 1 tot 4, 8 tot 9 en 11 tot 13. Is jy met my vanmôre? Saul het 'n jaar gereageer. Is nie gereageer, nie geregeer. En toe hy 2 jaar oor Israel regeer het Saul vir hom 'n 3000 man uit Israel uitgesoek. En by Saul was 2000 in Michmas en op die gebergte van Bet-El, 1000 was by Jonathan in Gebea in Benjamin, maar die oorige manskappe het hy laat gaan, elkeen na sy tente toe. So die wat extra's het gesê, gaan maar terug tente toe. Kyk. En Jonathan het die wagpos van die Filistyne verslaan wat in Geba was, en die Filistyne het dit gehoor. En daarop het Saul op die ramshoring laat blaas in die hele land om te sê, laat die Hebreërs dit hoor. En die hele Israel het hoor sê, Saul het die wagpos van die Filistyne verslaan en ook het Israel homself gehaat gemaak by die Filistyne. En so is dan die manskappe opgeroep agter Saul aan na Gilgal toe. En hy het, vers 8, en hy het 7 dae lank gewag tot die tyd wat Samuel bepaal het, maar toe Samuel nie in Gilgal gekom het nie, en die manskappe vir hom verstrooid geraak. En het Saul gesê, bring na my die brandoffer en die dankoffers, en hy het die brandoffer geoffer. En toe kom vers 11, hy sê, daarop vra Samuel, toe Samuel nou wens het daar aankom, toe gaan Saul en hy gaan tegemoet hom, en Samuel vra vir hom, wat het jy gedoen? En Saul sê, opgewonde sê hy vir Samuel, ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak van my af, en toe u nie kom op die afgesproke tyd nie, terwyl die Filistyne in Michmas by mekaar kom, het ek gesê, nou sal die Filistyne na my toe aftrek in Gilgal, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gesmeek nie. En daarom het ek myself sterk gehou en 'n brandoffer gebring. Vers 13. En toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel. Jy het die gebod van die Here jou God wat jou beveel het, nie gehou nie, want anders sou die Here jou koningskap oor Israel vergoed bevestig het. As jy 'n ander vertaling lees, wat so vir die Here sê, gelees het word, as jy 'n ander vertaling lees, sê die woord, hy sê, die Here sou jou vir ewig oor Israel aangestel het. Sure. Een geleentheid mis 'n hele koninkryk. Ek wil dit weer sê, een geleentheid mis 'n hele koninkryk. So vanmôre wil ek met jou kom gesels oor die geestelike oorlog in God se bevel. Ek en jy vanmôre wat hier staan is in 'n geestelike oorlog in God se bevel. Moenie dink dit is nie die Here se wil wat vir jou toegegee is nie. Dit is sy wil dat ons vanmôre deur daai oorlog moet gaan, maar hoekom? Is om jou te leer. Dat die een oomblik wat jy iets kan verlaat en iets kan weggooi, kan jou kos, een oomblik in die koninkryk. En Saul het dit op die harde manier geleer. Prys die Here. Jy sien, ons sit vanmôre hier om die woord te ontvang, 'n woord wat vir ons 'n verwagting plaas om ons op te beer, is dit nie waar nie? Om ons te kom motiveer, om ons te kom inspireer vanmôre. Ons sit vanmôre hier met 'n woord om ons te ondersteun, ons te leer en ons wys te maak en te oortuig van God. Maar terselfde tyd sit ons in 'n geestelike oorlog. In die bevel van die Here. Hoekom 'n geestelike oorlog in God se bevel vanmôre? Efesiërs 6:12 is jou antwoord vanmôre, want die worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu. Die eeu is nog nie verby nie. Teen die bose geeste in die lig. Jy sien, die bevel lê daarin dat ons binnende wesens moet wees en nie gebed vanmôre kleinlik moet sien. As jy vanmôre gebed kleinlik sien, liewe vriend van God vanmôre, kan ek nou vir jou sê, jy sit met 'n probleem. Gebed is nie 'n kleinlike stuk van jou lewe nie, dis veronderstel om 'n groter deel van jou lewe uit te maak as wat jou daaglikse lewe uitmaak. Amen. Dit moet 'n saak wees van verandering. Dit moet 'n saak wees van vernuwing vanmôre. Die Here kom en gee vanmôre die bevel, die opdrag om 'n biddende generasie te wees. Dit sê vir my en jou vanmôre, ons is verantwoordelik om die biddende generasie op te laat rise. Amen. Ons is veronderstel om hulle te bemagtig
met die woord vanmôre. Halleluja. En daardeur kan ons vanmôre die oorlog deurmaak met die geloof wat in ons gebore is. Amen. Nou hoe pas ek die geestelike kant toe vanmôre by die verhaal van Saul fisies? Dis maklik. Die manier waarop die Here wou hê en wil hê ons moet optree en geloof hê, is vanmôre dieselfde manier waarop hy wou gehad het Saul moes optree en geloof hê in hom. Amen. Maar omdat hy dit op homself geneem het, het hy een geleentheid gemis om vir ewig die koning van Israel te wees. Hy het sy koninkryk posisie gemis. Yes. Kind van God, jy is vanmôre hier. Jy het 'n koninklike posisie in die Here vanmôre. Halleluja. Jy het 'n funksie vanmôre wat jy kan verrig. Amen. Een geleentheid kan hom laat verbygaan. Amen. So wat is my kern of wat nie kern nie, wat wil ek vanmôre vir jou sê? Is dat moenie dit mis nie. Ja. Amen. Moenie met jou oë toestaan nie. The fight is truly won when you have seen the victor's hand at work. Amen. Die geveg is verby wanneer jy fisies die victor se hand sien so in oorwinning. Sien met my vanmôre. Amen. Julle is so stil. Amen. So wanneer die Here aan die werk is, kan jy waarlik die handewerk sien omdat hy vir jou die werk kom doen. Wanneer die Here aan die werk is, kan jy fisies sien hoe Jesus jou onderhou, die manier hoe hy jou dra, die manier hoe hy jou standvastig maak op die woord. Kom aan kerk, is daar een keer in jou lewe wat jy nie sonder die woord kan gaan nie? Is daar een keer in jou lewe wat jy kan sê, vandag maak ek die Bybel toe, jy is daar op die rad, ek volg vandag my eie lewensverhaal. As jy dit gaan doen, liewe kind van God, is dit een keer se mis jy vir altyd. Amen. Want in die tyd na dit kan die Here kom en jy het dit gemis. Amen. Halleluja. Ewen hierdie woorde maak my bietjie bekommerd vanmôre. Amen. So die Here praat met my ook vanmôre. Ons moet vanmôre op daai punt wees sê, Here asseblief. Elkeen van ons het iewers 'n soort gelykenis wat ons kan tref met die verhaal in 1 Samuel. Iewers in ons lewe. Of jy nou bejaard is of amper sê ek oud is, maar as jy bejaard is of jonk is, jy het iewers, bejaard is 'n mooi woord vir julle. My hart voel so mooi as ek dit vir julle kan sê. Maar iewers of jy bejaard is of jonk is, iewers het jy along the line 'n stukkie van 1 Samuel 12:13 in jou lewe. Iewers is daar 'n stuk wat gaan gelyk vorm aan daai verhaal. Doen jouself die gunstige en gaan lees die hele verhaal, dan gaan jy sien iewers pas dit in soos 'n legkaart. Waar ons weet dat die gelykenis 'n dier met 'n dierles gekom het. Kom aan, die Here kom leer sy kinders. Voor die woord van môre gesels met ons oor 'n fisiese oorlog, kom gesels ek vanmôre met u oor 'n geestelike oorlog wat sy pad deurmaak in elke gelowige se lewe. Met Filistyne wat besig is om amok in ons lewens te maak, wat besig is om ons te ontwapen. Want as jy die verhaal verder lees, gaan jy lees, hulle het die mense van Saul, die Filistyne, het in 3 groepe uitgegaan en hulle het die mense van Saul ontwapen. Hoekom? Want hulle wou hulle intimideer. En iewers along the line in ons eie lewens word ons geïntimideer deur Filistyne wat ons wil ontwapen, deur die vyand wat ons wil kom intimideer. Daarom moet ons vanmôre besef dat die Filistyne name het vanmôre. Siekte is 'n Filistyn vanmôre. Hartseer is 'n Filistyn vanmôre. Minderwaardigheid is 'n Filistyn vanmôre. Minagting is 'n Filistyn vanmôre. Skinder is 'n Filistyn vanmôre. Aggressiwiteit is 'n Filistyn vanmôre. Leuns is 'n Filistyn vanmôre. Ongelukkigheid is 'n Filistyn vanmôre. Hoekom? Because it takes your joy. Yes. And what happens when the joy is taken from a Christian? You became bitter. So ongelukkigheid is 'n Filistyn vanmôre. Dis tyd dat die kerk dit Filistyne moet reghelp. Onregverdigheid is 'n Filistyn vanmôre. Onsekerheid is een van jou grootste Filistyne wat jy kan kry. Vra my, ek het vir meer as 26 jaar van my lewe met onsekerheid geleef. En ek is nou maar 29 jaar. Onsekerheid is 'n Filistyn vanmôre. Amen. En as hy vir jou vat, broer, suster, vat hy vir jou.
Afkrakery is 'n Filistyn vanmôre. So alles is geestelike Filistyne wat fisies die oorhand in ons lewens kom eis vanmôre. En Samuel gaan en hy sê so Saul, daar is jou gebod. Daar is jou werk. En Saul gaan hy doen presies die teenoorgestelde. Hy mis sy kans. Daarom wil ek vanmôre met jou kom gesels oor my eerste punt wat sê, hoe handel jy? Handel jy so dwaas of handel jy opreg vanmôre? Daarop vra Samuel, wat het jy gedoen? En Saul sê, ek het gesien dat die manskappe verstrooid raak van my af. En toe u nie kom op die afgesproke tyd nie, terwyl die Filistyne in Migmas bymekaar kom, het ek gesê, nou sal die Filistyne na my aftrek in Gilgal, en ek het die aangesig van die Here nie om genade gemaak nie. So sy intensie was nie reg. Daarom het ek myself sterk gehou en die brandoffer gebring. Toe sê Samuel vir Saul, jy het dwaas gehandel. Jy het die gebod van die Here jou God wat jou beveel het, nie gehou nie, want anders sou die Here jou koningskap van Israel vergoed bevestig het. Nou ons staan nie meer onder die gebede, onder die wet nie. Kan jy met my saamstem? Maar dieselfde gelykenis kan gemaak word met die genade vanmôre. Omdat jy nie die genade geglo het nie, het jy jou kans gemis. Omdat jy nie vanmôre in my geglo het nie, in my nie in Jesus homself, het jy die kans gemis. Dieselfde prinsip net onder die wet het die Here geplaas het onder die genade, want hy sê in plaas van die wet is my genade vir jou genoeg vanmôre, as jy maar net aan my vasgehou het. As jy maar net geluister het toe ek gesê het. As jy maar net jou hart gegee het toe ek jou gevra het doen het. Amen. Dis dieselfde konsep waarby die een is wet en die een is genade. Amen. En weet jy wat, ons plaas onsself baie keer onder die wet. Ja, dis waar. So en so en so en so en die Here kom en sê my kind, maar eintlik het ek so en so en so en so vir jou beplan. Yes, haleluja. Sien, ons moet vanmôre besef, net so Saul die keuse gehad het, ons ook vanmôre die keuse om dwaas te handel of om te handel volgens die raad wat die Here vir ons kom gee. Ons het vanmôre die keuse om die Filistyne te verslaan in opregtheid, of ons het vanmôre die keuse om dwaas op te tree en die Filistyne die oorhand te gee. En dit begin alles by die kruis. Halleluja. Kerk, ons moet vanmôre besef, ons is in 'n tydperk, waar die oorlog net harder en harder gaan word. Amen. Halleluja. Amen. En moontlik is jy al klaar daar. Amen. Maar in hierdie tye moet ons nie waag om dwaas op te tree nie. Ons moet in alle tye die oë gefestig hou op die Here. Jy sien, ons sit vanmôre in 'n geestelike oorlog waar die oorwinning nie net by Here breek elke mag in die naam van Jesus is nie. Nee, dis 'n oorlog waar jy fisies elke Filistyn op sy naam moet noem en bestraf. Amen. Jy moet fisies gaan en sê, Filistyn van siekte, ons kom bestraf jou in die naam van Jesus, ons kom breek elke mag en gesag in die naam van Jesus, ons kom, verklaar dan, daar staan geskrywe, jou Here, jou God sal jou sorg, en vir jou toevlug wees, en vir jou genesing, en oorwinning wees, want vat jou oorwinning, nou oor en stuur jou onder die voete van Jesus in. Halleluja. En ons is veronderstel om daai met elke Filistyn in jou lewe te doen. Halleluja. Filistyn van armoedigheid, ek breek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Filistyn van ongelukkigheid, ek spreek vrede oor jou lewe. Halleluja. Filistyn van hartseer, ek spreek vreugde in jou lewe in. Want ons daar geskryf dat jy sal vreugde vind wanneer jy in my is. Filistyn van minderwaardigheid, ek spreek confusion in jou in, want ons daar geskryf, my God het my geskep, o Jakob, my gevorm, o Israel, ek is 'n geseënde van die Here. Daar staan geskrywe, Filistyn van minagting, die Here het my gemaak. Die Here het my gevorm. Daar staan Filistyn van skinder, elke woord wat jy teen die geseënde van die Here sal sê, sal na jou toe terugkom en bewaar jou as jy teen die gesiende van die Here opsit. Amen. Halleluja. Die woord sê dit. Amen. Nie John Smith sê dit nie. Filistyn van aggressiwiteit. Die Here het met jou klaar afgehandel.
Amen. Dis tyd dat ons as Filistyne moet begin aanspreek. Mense, Filistyn van leuns, daar staan geskryf, elke woord is waarheid. En geen punt of komma sal uit die woord verwyder word. Amen. Filistyn van ongelukkigheid, die Here sê, ek is jou vreugde en ek is jou liefde vanmôre. Amen. Die Filistyn van onsekerheid sê, voorwaar as jy in my glo, het jy die ewige lewe vanmôre. So kry jou ry Filistyn uit die deur. Filistyn van afkrakery sê, die Here sal op jou die rots bou. Hy sal op hierdie rots sy kerk bou en op hierdie rots sal sy kerk staande bly. En wie het die mag om die kerk af te breek as hy die kerk gebou het vanmôre? Halleluja, kan ons die Here lof of vergeef vanmôre? Daarom moet ons besef dat wanneer ons nie in dwaas handel nie en ons werklik ons geestelike oorlog en oorwinning laat rus, begin dit ons lewens en liggame fisies aanraak. Amen. Kerk, ons is op pad Pinkster toe. Halleluja. Ons is op pad Pinkster. Come on. En dit begin by die kruisdood, Amen. die opstanding. Amen. En daarna begin die herlewing vanmôre. Amen. Daarom beweeg ek oor na my tweede punt toe vanmôre. Waar anker jy jouself? Anker jy jouself in die dwaas of anker jy jouself in die Here? Amen. Pastoor. Jy praat harde woorde vanmôre. Dis reg. Ek moet. Die Here het my nie gestuur vanmôre met 'n soetsappige boodskap nie, maar gestuur vanmôre om te sê my kinders moet wakker skrik. In die geestelike oorlog waarin ons onsself bevind vanmôre, is dit vanmôre baie belangrik om te weet waar jy jouself anker. Kom ek gee jou 'n paar voorbeelde. Anker jy jouself vanmôre in die Filistyne wat jou terughou? Anker jy vanmôre jouself in die Filistyne wat jy toegang gee om jou houvas op jou te hê? Anker jy jouself in die Filistyne wat jy toegang gee tot jou wese, wat jy toegang gee tot jou gedagtes, wat jy toegang gee tot jou intimiderendheid? Anker jy jouself vanmôre in die Filistyne wat jy toegang gee om jou lewe te kom verwoes? Anker jy jouself wat jy toegang gee om oor jou te loop? Gee jy toegang vanmôre om jou dier te kos in die lewe? As ek vir iemand kyk, ek berig dit nie op iemand nie, hoor. Ek het maar net my punte vir wie ek kyk, hoor. Okay. Maar vanmôre as die Here met jou praat vanmôre, vind vrede in dit. Yes. Amen. Ek wil vanmôre vir julle sê dat wanneer hierdie fisiese goed gebeur, is dit die Filistyne wat jou aanval en dit bring jou geestelik af. Amen. Dit waarin jy hart gebou het om jouself ook by die Here te kan uitkry, want die Here sê nader tot my en ek sal tot jou nader. So elke keer wanneer jy toelaat dat die Filistyn oor jou lewe kom, is hy besig om daai trappies stelselmatig af te breek. Naderhand staan jy hier van daar by die dakwerf van die Here af. Dis tyd dat jy jou Filistyne aanspreek. Amen. Die soort Filistyne is vanmôre ook mense om ons. In ons vriendekringe, alledaagse lewe, mense het 'n verskriklike tong vanmôre. Daarom wil ek vanmôre ons kom bemoedig, ons as kinders van die Here wil ek kom bemoedig vanmôre, dat die geestelike oorlog kan ons deurmaak alleenlik wanneer ons die Filistyne beveg en die Here aan ons kant het. Ons kan vanmôre alleenlik daai oorlog deurmaak wanneer ons sê, Here, meer van U, minder van my. Saul het gekies om homself te anker in ongehoorsaamheid. Om nie die bevel van die Here te onderhou nie, en dit hom sy koningskap gekos op die einde. En net soos dit belangrik vanmôre om vandag te besef, waarin jy 'n negatiefse anker is die oorwinning wat jy gaan wegneem. Halleluja. Negatiewe oorwinning. Baie keer kom steel dit baie by ons. Maar wanneer jy jouself anker in die Here, en ek prys die Here vir hierdie stuk vanmôre, is die geestelike oorlog waarin ons is, besig om in jou sterker en sterker te word. Is die oorwinning besig om 'n kleed te vorm om jou, waar die heerskappy van God vanmôre in jou wil kom rejoice. Daarom sê die woord in Jesaja 12, 2-3 sê, ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Here is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. En julle sal water skep met vreugde
uit die fonteine van die heil. En Psalm 118 vers 6 tot 8 sê, die Here is by my, ek ken geen vrees nie, want wat kan 'n mens aan my doen? Halleluja, die Here is by my, hy help my, ek sal neerkyk op die wat my haat, en om by die Here te skuil, is beter as om by mense te vertrou. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Die mense wat teen jou optree as 'n kind van die Here sal onder jou wees. Amen. En wat sê die Here? Stuur hulle onder my voete. Amen. So die Here kyk ook af. Die Here kyk ook neer. Amen. Maar pastoor, hoe koppel jy dit? Hy's 'n God van liefde. Ja, hy is. Maar hy gee soveel waarskuwings. Amen. Hy gee soveel geleenthede om die keuse te maak. Amen. Daarom is hy soos ons. Hy was sy hande in ons skuld. Amen. En ek sê dit met baie respek vanmôre. Amen. Ek is amper klaar julle. Maar die Here is so goed vanmôre. Amen. Openbaringskennis vanmôre. Amen. So wanneer jy jouself in die geestelike oorlog anker in die Here, voer jy die bevel uit van jou Here. Wanneer jy sê Here, ek staan op. Omdat jy nou op hom alleenlik vertrou en op hom alleenlik staat maak, vrees jy baie minder. Yes. Amen. Leef jy baie beter. Amen. Geniet jy die teenwoordigheid van die Here baie makliker. Neem jy oorwinning oor baie beter situasies. En geniet jy om in die teenwoordigheid van ander gelowiges te wees. Amen. So kom die Bybel sê, moenie die kerkbyeenkomste mis nie. Yes. Hoekom sê ek dit vanmôre vir u? Want omdat jou geestelike kant in hierdie oorlog sterker is as jou vlees swakker. En dis hoe dit hoort vanmôre. Yes. Hierdie tablet bekeer jou. Om geanker te wees in die Here praat van groei in die geloof vanmôre. Yes. Daarom is die geestelike oorlog deur God se bevel moontlik makliker om te deur te maak. Want die Here hou ons vas in sy hand. Die Here het nie die soort bevel gegee om ons te straf nie. Amen. Jy word nie gestraf nie. So omdat van daai Filistyn uit jou lewe uit kanselleer, jy word nie gestraf vanmôre nie. Jy word 'n les geleer. Amen. En die Here wil hê jy moet in daai les groei sodat jy 'n voorbeeld kan wees vir een langs jou. Amen. Daar's baie keer dat my vrou my 'n les leer. Dan moet ek submit. Want dan besef ek dis nie sy wat met my praat, dit is die Here wat met my praat. Daar's baie keer dat ek aan haar ook iets openbaar. Dan leer ek haar weer iets. Hoekom? Want dis wat die Here ons wil leer vanmôre, om daar te wees vir mekaar, om vir mekaar om te gee, om vir mekaar te beter laat verstaan. Wat gaan dit wees as ons almal net hier rondloop, ons hou ons inligting vir onsself, maar almal gaan verloor. Openbaar die Here nie reeds kennis, sodat nie een enkele skaap verlore hoef te gaan nie. Amen. Halleluja. Iets om oor te dink vanmôre. Amen. En alles wat die Here vir hierdie gemeente doen, en vir hierdie mense doen, hierdie kinders van hom doen, is dit my gebed, dat hierdie gemeente sal opstaan, en die wêreld na buite sal bereik. Amen. Die geestelike oorlog is die moeite werd, liewe kind van God. Want as die Here die bevel gegee het, is Here in beheer vanmôre. Ek kom sluit af vanmôre, en julle kan my musiek aansit, ek gaan weer die vloer oopstel vir gebed. Ek sluit af vanmôre. Ek wil vanmôre begin om te sê, die geestelike oorlog wat jy deurgaan, is jy okay. Amen. Jy is okay. Dit voel dalk of jou wêreld in mekaar intuimel, maar jy is okay. Amen. Maar pastoor, jy ken nie my seer nie, dis okay. Ek hoef nie jou seer te ken nie. Amen. Ek het nie nodig vir die Here om my te sê wat jou seer is nie. Maar wat ek vanmôre kan sê, die Here sê, jy is okay. Amen. Maar pastoor, jy ken nie my situasie nie, dis okay, ek hoef nie die situasie te ken nie. Amen. Die situasie gaan my nie aan nie. Want dit is 'n saak tussen jou en God vanmôre. Amen. Halleluja. En ek wil vanmôre kom bemoedig dat die geestelike oorlog wat jy deurgaan is vanmôre daar om jou op hande te dra. Amen.
Jy het gehoor, Saul het een fout gemaak. En hy is ontneem van sy ewige, kan ek maar sê, ruling oor Israel. Ja. Hy het een fout gemaak. En die Here kom in sy genade en hy sê vanmôre, daar's nog 'n kans. Amen. Maar daar gaan 'n tyd kom waar die kanse ook net, as jy dieselfde fout oor en oor maak, gaan die kanse begin opdroog. Amen. En ons moet besef dat ons nie op daai punt kom nie. Ja. Ek stel vanmôre die vloer oop. As jy vanmôre die begeerte het, dat as jy saam met jou moet bid, gaan ons saam met jou bid. As jy vanmôre die begeerte het om net vanmôre daar waar jy sit, jou hand op te steek, dis fyn.